Hulle het hulle reissakke oopgemaak, 3 geskenke, goud, wierook en mirre. Vanoggend gaan ons 'n bietjie fokus net op die goud, oor die koningskap van Jesus Christus. Hoor 'n bietjie wie ek en jy vandag dien. Hoor dat hy die koning van die konings is. Die wonderlikste ding van hierdie koning, terwyl hy aan 'n kruis hang, roep hy uit, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorberei sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Soos ek gesê het, wil ek vandag 'n bietjie stil staan by die grootheid van Jesus. By sy majesteit en by sy heerlikheid. En jy gaan dalk baie geleenthede kry om amen en halleluja te sê. Moenie laat niks jou keer nie. Halleluja. Amen. Die skrif praat van Jesus daar in Timoteus en sê hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Dit is nie net net 'n titel nie. Dis nie soos 'n versiering wat ons net aan 'n Kersfeesboom sit. Hierdie is 'n verklaring, 'n goddelike verklaring. Eintlik 'n verklaring om te sê dat hierdie seun wat gebore is vir jou en my in 'n krippie goddelike gesag het en ewige heerlikheid. Hy is God met ons. Jesaja het selfs in Jesaja, hoe hy dit vroeër gelees, hy het gesê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Jesaja het eeue tevore al hierdie aankondiging gemaak van hierdie seun, hierdie besonderse seun, wat nie net enige gewone kind is nie, maar die seun van God is, geklee met goddelike gesag en heerlikheid. Hy het gesê hierdie seun, en weet julle wat, hierdie beskrywing wat Jesaja van hom gee in Jesaja 9 vers 5, is eintlik so 'n beskrywing van sy karakter om te sê dat hy is wonderbaar, sê saam met my halleluja. Hy is raadsman, sterke God, ewige Vader en hy is vredevors. En hierdie kosbare verklaring van Jesaja sê eintlik vir jou en my dat Jesus se koninkryk en sy koningskap nie net tydelik en aards was nie. Sy koninkryk en sy koningskap is hemels en vir ewig. Halleluja. Wanneer ons kyk na die woord en ons gaan lees so in die evangelies in Matteus 2 en Lukas 2 en Matteus 1 en Lukas 1, sien ons die mooi verhale, die Kersverhale. En is altyd so wonderlik om dit te lees en iets besonders is so van God se woord, is elke keer wanneer jy dit lees, dan vind jy iets nuuts, is dit nie so nie. Daarom is dit so 'n kragtige en 'n lewende woord wat jou en my elke keer konfronteer op sommige ander vlakke in ons lewe. Wat ons wil herinner aan hierdie besonderse dag, Kersfees, Christusfees, soos ons dit vandag erken. En daar was natuurlik skaapwagters, julle weet. Daar was wyse manne. Maar ek wil vandag 'n bietjie fokus op hierdie wyse manne. En ons gaan nou weer kyk na die mense wat hierdie koning ontmoet het en ons gaan 'n bietjie kyk na ons lewe en ons gaan onsself afvra, hoe ontmoet ons hierdie koning vandag? Want wat maak ek en jy met Jesus as koning? Wat maak ons vandag met hom? Ons weet van die storie van die wyse manne en ek wil dit so in Matteus 2 gou vir julle lees vanaf vers 1 af. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster, nie sommer enige ster, hy sê saam met my, sy ster. Ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die Here Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskrywe. En jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe Herodes die wyse manne in die geheim roep
en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra het hy hulle na Bethlehem toe gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan om aan hom hulde te bewys. En nadat hulle die koning gehoor het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo 'n plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met groot blydskap verheug. En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria, sy moeder gevind en neergeval en hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes toe terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggekeer. En ons almal sê, amen. Dankie Here vir u kosbare woord. Ons sien hierdie wyse manne was manne uit die ooste uit. Hulle was geleerd, hulle was welgestelde ouens, heel waarskynlik heidene, maar hulle was op soek na waarheid en na betekenis. Hulle was gelei deur 'n ster na Bethlehem toe en hierdie was 'n lang reis. Hulle doel om die koning van die Jode te ontmoet en aan hom hulde te bring. Hulle het hulle reissakke oopgemaak, 3 geskenke, sê gesaam met my, goud, wierook en mirre. Goud wat daardie simbool van koningskap was. Wierook wat daardie simbool van aanbidding was, priesterlikheid. Omdat Jesus ons hoëpriester was. Hy is die brug tussen ons en die Vader. En almal sê halleluja. Dis wie hy is. En wanneer ons kyk na mirre wat 'n simbool van lyding en offer was, want Jesus was die lydende dienaar, die lam van God wat sou sterf om verlossing vir jou en my te bewerk. Vanoggend gaan ons 'n bietjie fokus net op die goud, oor die koningskap van Jesus Christus. Omdat hy heers en regeer en niemand het mag en gesag soos hy nie, want hy is geklee met heerlikheid. Ek wil vandag met jou praat oor jou koning van die konings. Nie net sommer enige koning van die konings nie. Hy is 'n koning soos geen ander nie. Stem jy saam? As jy saamstem, het jy 'n goeie plek gemis om te skree. Halleluja! Hy is 'n koning soos geen ander nie. In Timoteus 6 vers 13 en 15 praat van hierdie uitspraak wat God gemaak het oor wie Jesus was. Dat hy is die koning van die konings en hy is die Here van die Here. Maar hoekom sê ek hy is 'n koning soos geen ander? Hoekom maak ek vandag so 'n uitspraak om te sê dat hy is 'n koning soos geen ander nie? Hoe kan ek met soveel selfvertroue vandag vir sê dat hy is die koning van die konings? Daar is niemand anders soos hy nie. Ek wil jou 'n bietjie inlig rondom dit en 'n paar dinge inkleer. Weet, Jesus se koningskap was iets onverwags. Dit was iets heeltemal onverwags. Die Jode het nie verwag, die Jode het eintlik verwag dat hulle Messias in 'n paleis gebore sal word. En hy sou rykdom, luksheid en gemak hê. Niemand het die Messias in 'n stal en in 'n herberg verwag nie. Niemand het verwag dat hierdie koning van die koning se pa 'n houtwerker, 'n skrynwerker sou wees nie. Niemand sou dink dat hierdie koning van die koning sou groot word in Nasaret nie. Soos wat Nathanael gesê het, is daar enigietsie goeds wat uit Nasaret kan uitkom? Ietsie goeds uit Nasaret kan uitkom? As hy maar net geweet het dat Jesus was die beliggaaming van goedheid. Is dit nie so nie? Hy's 'n koning soos geen ander nie. Iets wat hierdie koningskap van Jesus so besonders gemaak het, is sy bediening. Sy bediening aan jou en my. Sy bediening aan mense in sy tyd. Hy het mense verras met sy bediening, want dit was anders gewees. Hy het sondaars bevriend. Hierdie koning was anders. Hy het melaatses aangeraak en hulle genees. Hy het die veragtes, uitgestote mense uit die gemeenskap uit. Die veragte mense, waarvoor niemand lief was nie, het hy lief gehad. Hy het vissermanne en tollenaars gebruik om sy disippels te wees. Sy koningskap is anders. Hy het by 'n egbreekster gekom en gesê, jou sonde is jou vergewe, gaan en sondig nie meer nie. Hy het gekom en op daardie oomblik aan haar genade en geregtigheid bewys. Met die feit toe hy haar betrap in haar sonde, toe hy haar sê, jou sonde is jou vergewe, het hy geweet dat die kruis vir hom wag, maar hy het geweet dat God se geregtigheid betaal moes word, en hy het geweet hy is die prys. 'n Koning soos geen ander nie. Hy's 'n koning soos geen ander nie.
Hy het na die godsdienstige leiers, die fariseërs van sy tyd gekyk, en hy het hulle skynheiligheid ontbloot, en gesê, aan die buitekant is julle mooi, maar aan die binnekant is julle vol hebsug en eersug. Hy sê, maak die binnekant van die beker skoon. Hy het hard met hulle gepraat, omdat hy geweet het, hulle het 'n hinkering na hom, maar hulle mis hom. En so maklik en ek en jy in daardie slaguister trap, in 'n seisoen soos hierdie, dat ons weggevoer word met die liggies en die geskenke, maar dat ons die fokus en die middelpunt van alles verloor. Dit is wat by die fariseërs en die skrifgeleerdes gebeur het. Hulle het nie meer die Here hulle God lief gehad nie. Nie hulle naaste lief gehad soos hulle self nie. En dis wat Jesus kom bewerk het. Jesus was net anders. Hy het in die tempel ingekom en tafels omgegooi. Dis 'n ander tipe koning hierdie. Hy's anders. Hy het gesê hierdie huis is 'n huis van gebed, maar julle maak dit 'n plek van eie gewin vir julleself. Hierdie koning is anders. Hy het op met 'n donkie in Jerusalem ingery, maar verder nie op 'n oorlogsperd nie. Soos baie mense verwag het. Met liedere van kinders en vrouens wat gesing het, Hosanna, Hosanna. Sy koningskap is anders. Nie net sy geboorte nie, nie net sy bediening nie, maar sy lyding was ongehoord. Hoor 'n bietjie wie ek en jy vandag dien. Hoor dat hy die koning van die konings is. Hoor wat beteken die krippie vandag, voordat ons kyk na die kruis. Ons het vandag besef dat hy was verhoor vir misdade wat hy nie gepleeg het nie. Halleluja. Hy was geslaan. Hy was gegeesel. Hy het 'n doringkroon gehad. Alles wat vir hom aan sy lyf was afgeskeer. Hy was naak. Hy het gesterf aan 'n kruis. Die dood van 'n misdadiger. Hierdie koningskap is iets anders. Dink 'n bietjie. Die skepper in die vlees word deur sy skepping gespot. Dink 'n bietjie die omvang daarvan. Die skepper. Want in die begin was die woord en die woord was God. Sê die woord nie vir ons dat alles uit hom tot stand gekom nie. Die skepper in die vlees word bespot en gespot deur sy eie skepping. Die wonderlikste ding van hierdie koning, terwyl hy aan 'n kruis hang, roep hy uit, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis onverwags, is anders. Hy vergeld nie kwaad met kwaad nie. Hy reken nie jou en my ons sonde teen ons toe nie. Hy's 'n ander koning. Daar is geen ander koning soos hy nie. Hy is anders. Weet julle wat? Hulle kom by hom en hulle bring daar die suurwyn om te drink, om sy dors te les. Maar eintlik was dit 'n tipe van 'n verdowingsmiddel. En Jesus sê nee en hy drink dit nie. Hoekom? Want hy wou die volle lyding dra aan daardie kruis. Hy wou hê dat hy wou hê jy moes weet dat hy jou so lief. Dat hy sal eerder sterf as om jou te sien verlore gaan. Is 'n ander tipe koning hierdie. Dis nie net sy geboorte nie. Dis nie net sy bediening nie. Dis nie net sy lyding nie. Maar sy sterwe aan 'n kruis. Toe hy sy laaste asem uitblaas, het niemand verwag dat dit donker sou word nie. Niemand het verwag die aarde sal bewe nie. Niemand het gedink die voorhangsel sal skeur nie. En vir 'n oomblik het die wêreld gedink hoop is verlore. Maar hierdie koning was anders. Want in sy sterwe sê hy hierdie groot woorde. Here, dit is volbring. En hy blaas sy laaste asem uit. Is dit nie merkwaardig nie? Hierdie koning is anders, want nie net sy geboorte, nie net sy bediening, nie net sy lyding, nie net sy dood nie, maar sy opstanding praat van dat hy is 'n koning, anders as ander. Hy is die koning van die konings. 3 vroue het gegaan om hom te besoek daardie oggend. Hulle kry daardie klip weggerol. Daardie liggaam wat in doeke toegedraai is. Is daarom maar ironies dat Jesus gekom het in 'n krippie en doeke toegedraai het en dat hulle hom weer sou vind in 'n graf in doeke toegedraai. En die eerste keer hulle daar kom, het hulle hom daar gevind. Maar die tweede keer toe hulle daar kom, was die doeke mooi opgevang. Dit is volbring. Sien jy, want aanbidding teenoor die Here kan nie by Kersfees stop nie. Dit kan nie by die kruis stop nie. Dit kan nie by die leë graf stop nie. Dit is 'n lewe van toewyding. Dit is wat God van jou en my verlang.
Amen. En so baie keer stop ons aanbidding by hierdie dag, by hierdie moment dat hy gebore is. Maar Jesus is soveel meer. Want sy liggaam was nie daar nie. Ek wonder of jy weet. Ek gaan jou geheim vertel. Maar ek seker jy weet. Hy het opgestaan. Halleluja! Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Dit is verrassend. Dit is eintlik merkwaardig. As ek nou hierdie verhaal van Jesus se lewe kyk en ek lees hierdie evangelies, kyk ek na my Heer en ek kan nie anderste vra soos om te sê, hy is koning van die koningsie. Halleluja! En so aanbid ons hom in hierdie oggend. Maar hier wil ek nie stop nie. Onthou vir 'n oomblik het mense gedink hoop is verlore. Hoop is nooit verlore nie. Want die lewe van Jesus wys dat hy is vir ewig koning. Daarom is hoop nooit verlore nie. Ek wil hê ek en jy moet vandag 'n bietjie fokus op mense wat hom ontmoet het. Ouens wat die koning ontmoet het. Ons sien in Lukas 2 die skaapwagters. Die Bybel sê vir ons, 'n engel het aan hulle verskyn en hulle sê, en hulle het bang geword. En gesê, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle tyding van groot blydskap. Daarom is ons bly en opgewonde oor hierdie dag. Daarom vier ons fees. Want kyk, vandag vir julle in die stad van Dawid is daar 'n verlosser gebore, Jesus Christus julle Here. Is dit nie kosbaar nie? En op daardie selfde moment het daardie engele saam met 'n leerskare van engele gesing, ere aan God in die hoogste, vrede op aarde. In die mense en in die mens 'n welbehae. En daardie skaapwagters het gegaan met hierdie nuus wat hulle ontvang het en gesê, kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk en kom ons gaan vind dit waarvan hierdie engel gepraat het. Hulle het geglo met hulle hele wese, dit is God wat dit vir hulle gebring het. En hulle het daar gekom en 'n kindjie gevind en doeke toegedraai. En nadat hulle hom gevind het, het hulle gegaan en vir mense gaan vertel van dit wat hulle gevind het. Mense was verwonderd geweest. Maar hoor hierdie laaste versie in Lukas 2. Dit is eintlik so mooi. Die laaste versie van hierdie gedeelte. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos wat aan hulle gesê is. Ek wil vandag vir jou vra. Het jy iets waaroor jy God vandag voor wil prys? Het jy iets in jou hart waarvoor jy hom wil verheerlik? Wil ek jou vra? Vir jou vra, neem nou vrymoedigheid. Staan saam met my. Net daar waar jy is op jou eie. Kom ons verheerlik hom vir 'n paar oomblikke vir die God vir wie hy is. Kom ons eer hom soos daardie skaapwagters vir die koning van die konings. Raak stil op hierdie oomblik. Kyk 'n bietjie terug op hierdie jaar. Sê dankie. Eer hom. Bring hulde aan hom. Kom Simfonie, kom ons eer hom in hierdie oggend. Kom ons bring hulde en ere en lof aan hom, want waardig is hy om vandag te ontvang al die eer en die heerlikheid wat ons hom kan bring. Dankie koning Jesus. Dankie Here vir wat u doen. Here, u is kosbaar en waardevol vir ons. Dankie Here. Dankie koning Jesus. Dankie koning Jesus. Ons bring aan u hulde. Ons bring aan u hulde en ere. Here, dankie vir wat u doen, Here. Waardig is u om aanbid te word. Ons buig laag voor u vandag, Here, en bring aan u lof en bring aan u eer. Ons sing saam met die engele. Ons staan aan die hoogste hemele, Here. Eer aan God in die hoogste. Ons bring aan u lof en eer en dank. Amen. Die gemeente is saam met my. Halleluja! En soos wat jy gaan sit, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Amen. 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 Maar daar's ander 3 persone wat ek wil hê ek en jy op moet fokus vandag. Die skaapwagters was die goeie ouens. Die ouens wat 'n mooi belewenis gehad het van hierdie koning. En die volgende 3 is daar 2 wat nie so goeie belewenis gehad het. En 1, die wyse manne wat natuurlik waarop ons gaan fokus nou. Die eerste een was koning Herodes, waarvan ons gelees het. En koning Herodes het eintlik die koningskap van Jesus teengestaan. Hy wou sy eie koningskap beskerm. En vandag, wanneer ek en jy gekonfronteer word met die krib en met die feit dat die koning van die konings gebore is. Weet, hy's gebore as 'n kindjie, hy kom eendag weer terug as die koning van die konings, want dis wat Openbaring ons leer, want op sy kleed is daar geskryf, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. So een of ander tyd gaan ek en jy onsself moet konfronteer oor wat maak ons met hierdie kindjie in die krib, omdat hy die koning van die konings is, en hy's koning Herodes en hy staan hom teë. En so baie mense doen dit nog steeds vandag. Hy het hom so teengestaan dat hy uit vrees en selfbehoud het hy gekom
en hy het kindertjies onder die ouderdom van 2 laat doodmaak om sy koningskap te beskerm. En ek wil jou herinner, dat wanneer jy Jesus teenstaan, raak jy baie keer in jou lewe instrument van vernietiging in jou familie se lewe. Hoor mooi wat ek sê. En God wil op hierdie dag vir jou vra, staan jy hom te, of ontvang jy sy koningskap oor jou lewe? Ons hoor dit, en dit word so weerspieël in mense se houding vandag. Ek het nie godsdienst nodig nie. Ek doen okay op my eie. Moenie vir my sê wat om te doen nie. Ek is vry om self te kies. As te ware is daar die siening, 'n siening wat ons het om te sê, Here, ontstaan u koningskap te. Dis eintlik 'n aktiewe teenkanting teen Jesus se heerskappy en koningskap in jou lewe. En ek wil jou vra vandag, waar staan jy? Die ander ouens was steeds die Joodse priesters, en baie mense mis dit, en ons lees dit mis. Onthou, nadat die wyse manne vir koning Herodes vertel het, ons is hier om die koning van die Jode te ontmoet, ons wil hom aan hulde bring, het hy die priesters en skrifgeleerdes gaan roep en gesê, waar word hierdie kindjie gebore? En hulle het self uit Micha 5 uit, het hulle gekom en die profetiese woord aan hom gegee, en hy sal in die stad Bethlehem gebore word. Hier vind ons nie ouens wat Jesus teenstaan nie, maar hier vind ons skrifgeleerders, godsdienstige mense, wat die werk van God net afmaak as niks. Hulle ignoreer dit as te ware. Hulle het dit nie aktief teengestaan nie, hulle het net totaal en al geïgnoreer. Hulle het nie self gegaan nie. Hulle het nie moeite gedoen om die koning van die Jode daar te kom ontmoet nie. Hulle was nie aktief die teengekant teen Jesus as koning nie, maar hulle was passief. Nie aktiewe vyandskap teen hom nie, maar hier is die groot woordjie. Hulle was onverskillig. Halleluja. En ek dink oor hierdie woordjie onverskillig, en ek wonder, hoe kan ek mooi verduidelik wat onverskilligheid beteken? Onverskilligheid beteken hierdie ding. Ek gee net nie om nie. En ek dink ook net nie aan die gevolge. Ek gee nie om nie. En ek dink nie aan die gevolge nie. So vandag kan ons dalk hierdie Herodes wees wat koning Jesus teenstaan, of ek en jy kan hierdie priesters wees wat net ongeërg of onverskillig is. Ons gee net nie om nie, en ons dink net nie aan die gevolge wat dit beteken om nie sy koningskap te aanvaar nie. Ons dink nie aan die gevolge wat dit beteken om eendag te sterf sonder hom as koning van ons lewe en ons hart nie. Ons leef asof ons vir ewig gaan lewe. Ja, ons gaan vir ewig lewe. Ewig saam met hom, of 'n ewigheid afgesny van hom. Maar ergens op hierdie Kersoggend moet ek en jy weer onsself afvra, wat doen ek met hierdie koning wat in 'n krippie gebore was? Hy is nie net 'n kindjie nie, hy was gekroon met goddelike gesag en heerlikheid. Jesaja het daarvan gepraat, en ek wil jou vra, wat doen jy met Jesus vanoggend? En dan was daar die derde reaksie, die wyse manne. Die wyse manne wat van ver af gekom het. Wat 'n ver reis onderneem het vanuit die ooste uit. Hulle het op 'n plek gekom en hulle het voor hom neergebuig. Hulle reissakke oopgemaak en geskenke gebring. Hy is die koning. Hy is waardig. Hy is God wat mens geword het. Ek wil jou vra, is hy koning van jou hart? Is hy nog steeds in hierdie oggend waardig? Is jy nog steeds opgewonde en bly oor die feit dat hy mens geword het om jou te verlos van die mag van die dood en van slawerny van sonde? Is jy nog steeds opgewonde oor die feit dat Christus gekom het om jou met die Vader te versoen, sodat daar oor jou lewe uitgeroep kan word, dat as jy hom aangeneem het, as jy met jou mond bely en met jou hart glo, dat hy die Christus is, dat jy gered sal word? Is jy nog opgewonde oor daardie feit? Is jy nog opgewonde oor die koning van die konings? Is jy nog opgewonde oor daardie Jesus? Ek wil jou vra vandag, hierdie wyse manne kom eintlik by 'n plek en sê, dit gaan nie oor my nie. Luister, hulle was geleerde mense, welgesteld, kom uit die ooste uit. Jy waarskynlik is prinse of konings uit hulle eie omgewing uit. En hulle kom buig voor 'n babietjie in 'n krib. Het hulle iets geweet wat ons dalk ook weet? Dat hy nie net bestem is om in 'n krippie te bly nie, maar hy bestem was op ouderdom van 33 aan 'n kruis te sterf. En te sê, dis volbring, en die plan van God 'n werklikheid in jou en my lewe te maak. Het hulle dit dalk geweet? Ek wonder wie het hulle vertel, wat 'n profetiese woord, hoe het hulle geweet van hierdie? Ja,
Hulle kom op daardie plek. En hulle doen eintlik wat die priesters moes doen. Hulle doen eintlik wat Herodes moes doen. Hulle doen eintlik wat ek en jy moet doen. Maar ons samelewing is so teengekant teen Jesus se koningskap. Jy weet waarvan ek praat. Kyk met die media, kyk die nuus. Kyk die wêreld waarin ons leef. Ons kyk na die wêreld om ons en ons sien mense se ongeërgdheid. Asof hulle vir ewig gaan lewe. Telke male na begrafnis en begrafnis sien hoe se mense wonder of hulle geliefdes Jesus geken het. Sonder dat hulle omgee en sonder om hulle dink aan die gevolge wat dit beteken om sonder hom te sterf. Maar hier kom hierdie wyse manne en doen wat ek en jy moet doen. Hulle buig laag voor hom. Besef jy dat jou lewe wys watter reaksie jy werklik kies? Of jy hom teenstaan, of jy ongeërg is of onverskillig is, of jy hom as koning aanvaar? Maar ek wil nie net vandag hier stop nie. Ek wil jou 'n bietjie verder vertel wie hierdie koning is. Is jy reg vir dit? OK. Nou is die ernstige gedeelte verby. OK. Nou kom die loflied aan die koning van die konings. Hierdie koning is nie afsydig of kwaad vir jou nie. Hierdie koning is nie die ou man daarbo nie. Hoor mooi, hy is nie die ou man daarbo nie. Hy is die koning van heerlikheid. Hy is die koning van geregtigheid. Hy is die koning van die eeue en hy is die koning van die konings. Hy is die koning van die konings. Dit is nie net oor wie hy is nie, maar dus oor wat hy gedoen het. Gaan lees die evangelies en dan hoor jy, hy is die koning wat genees. Nog steeds vandag. Halleluja! Hy is die koning wat blinde oë oopmaak. Nie net fisiese oë nie, maar geestelike oë ook. Hy is die God wat dowe ore weer laat hoor. Hy is die een wat krag gee vir die swakke. Hy is die een wat vasgevang is in slawerny vrymaak. Hy is die een wat stikkend en gebroke is, weer heel maak. Hy is die een wat 'n veilige vesting, 'n skuiling is vir jou en my in tye van vreesagtigheid en benoudheid. Hy is lig vir die donker wêreld. Hy is jou en my anker. Maar moenie net my glo nie. Die Bybel sê, hy is die lam van God, die opstanding en die lewe. Hy is koning van die konings. Maar ek wil vir jou nog ietsie vertel, Simfonie. Simfonie, ek wil vir jou nog ietsie vertel oor hierdie God van jou se karakter. Ek wil vir iets vertel van sy krag. Sy krag is onbegryplik. Halleluja. Dit wat hy gesê het hy gaan doen, sal hy doen. Sy karakter, sy goedheid is onbeskryflik. Your goodness is following me. Halleluja, ons sing dit Sondag na Sondag. Het julle agtergekom? Wanneer jy sy naam roep, bewe die duisternis. En wanneer jy in sy teenwoordigheid inbeweeg, dan val die juk van ons skouers af. Hy is die een wat waarlik vrymaak. Maar ek wil jou nie net vertel van sy krag. Ek wil jou nie net vertel van wat hy doen nie. Ek wil nie net vertel van sy geaardheid nie. Ek wil jou vertel van sy oorwinning. Ek wil jou vertel van sy oorwinning. Die duiwel het hom gehaat, maar hy kon hom nie keer nie. Die dood kon hom nie verslaan nie. En die graf kon hom nie vashou nie. Hierdie koning, wat anders is as enige ander koning, hy leef, hy het opgestaan, en hy leef vir ewig. Vandag, wanneer ons as sy kinders by mekaar kom, as families, om hierdie dag te vier ons die krib, ons vier die kruis, ons vier die klip wat weggerol is, ons vier die leë graf, ons vier sy hemelvaart, ons vier die koms van die Heilige Gees, ons vier sy plan, ons vier sy liefde, ons vier sy genade, ons vier sy koningskap, want hy is koning vir ewig en altyd. Halleluja!
Dit is wie hy is. Jesus dra die naam Koning van konings en die Here van die Here. Staan stil en ek wil jou vra, wees eerlik vandag met jouself. Moenie laat hierdie net 'n verbygaan wees nie. Moenie laat hierdie nou net weer nog 'n dag wees nie. Moenie nou net nog 'n Kersfees wees nie. Moenie net nog 'n geëte saam met familie om 'n tafel wees nie. Maar mag dit 'n dag wees waar jy net weer erns maak met hierdie seentjie in 'n krib. Vir die naam bo alle name het. Mag jy vandag weer in jou wese laag voor hom buig en sê, Here, U is die koning van die konings. Here, ek het U werk in my lewe teengestaan teen my hardkoppigheid. Here, ek was ongeërg en onverskillig met my lewe. Ek het 'n konstante nee gegee terwyl U 'n ja gevra het, Here. Maar vandag kom ek by die plek en ek sê, ja Jesus, ja vir alles van U in my lewe, vir U plan, vir U doel, vir dit wat U vir my in gedagte het. Ja vir Jesus. Ek kom by daardie plek waar ek soos die wyse manne wil wees en wil sê, ek buig laag voor U en ek bring wat ek het. Niks wat ek het is goed genoeg. Maar dis snaaks, hy vra net een ding. Is jou hart. Soek jou lewe. Soek dit. Hierdie koning vra niks meer nie, hy vra niks minder nie, hy soek net alles wat jy het. Hy soek jou alles. En mag hierdie lied jou vandag bedien, mag die Heilige Gees op hierdie oomblik met jou praat, oor wat jy met die koning van die konings doen. Halleluja. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastoor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.